En ek wil net 'n gedagte met julle deel, en dit is net, wanneer ons nagmaal neem, dan herinner dit ons aan God se ja. Hy het gesien in wat se kondisie die mensdom is, en hy het gesê, ja, ek gaan in dit intree, ja, ek gaan iets aan dit doen. En hy het eers na my en jou gekyk, nog lank voordat ek en jy besef het in wat se kondisie ons regtig is. En hy het net besluit, hy gaan nie ons los waar ons is nie, en dit verklaar regtig, soos ek nou gebid het, net die liefde wat God vir ons het. Hy is so verskriklik lief vir elkeen van ons. En ek dink, as ons meer neig na, ja, maar ek moet myself verantwoordbaar hou vir my sonde en my sondige natuur, en goed, ons kan partykeer te veel in daai kant leun, en dan mis ons uit op hoe wonderlik God se liefde is, dat sy liefde en genade vir ons so genoeg is, dat hy jou kan vrymaak van sonde en die effek van sonde. Maar is alleenlik deur hom toe te laat om daai liefde in jou hart te kom uitstort, waar jy regtig kan besef, jy is alleenlik deur genade gered. En nie uit enigiets wat ek en jy ooit sal kan doen, om onsself te probeer skoon, of mooi genoeg, of goed genoeg, waardig genoeg te maak vir hom nie. So, wanneer ons nagmaal neem, dan word ons regtig herinner van die ja wat God gegee het. En dis my so kosbaar dat hy vir ons iets gegee het waarna ons kan vat, wat jy kan sien, amper soos 'n getroude paartjie wat met 'n ring aan hulle vinger rondloop vir die res van hulle lewens, om hulle te herinner, ek is nie meer my eie nie, ek behoort nou aan iemand anders. Het hy vir ons iets gegee wat verklaar, hy het eers ja gesê. En om dit verder te vat, wil ek net kyk na die voorhangsel vinnig. In die tempel was daar 'n voorhangsel gewees, 'n dik gordyn gewees, waar niemand kon daar agterin beweeg nie, want God se heilige teenwoordigheid was daar agter. Net die hoëpriester het die voorreg gehad om een keer 'n jaar, nadat hy al die offers reg gedoen het, daar agterin te beweeg, en blykbaar het hulle 'n tou om sy enkel vasgemaak, net vir ingeval hy iets verkeerd gedoen het, of iewers 'n sonde in sy lewe het, wat nie voor 'n offer gemaak was nie. Dat as hy in God se heilige teenwoordigheid inbeweeg, dan sou hy dood neerval, as daar iets was wat nie reg was tussen hom en God nie. En dan het hulle hom met die tou uitgetrek, blykbaar. So, hoe wonderlik om te weet dat die God, wat my en jou gekies het hierdie gordyn, hierdie voorhangsel van bo tot onder oopgeskeer, want in Matteus 27 vers 51 sê dit, op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Middeldeur, soos heeltemal. Met ander woorde, daar was nie nog iewers 'n paar toutjies wat mekaar vasgesit het nie. En dit verklaar net dat dit wat God gedoen het deur Jesus aan die kruis vir ons te gee, is finaal. Hy gaan nooit dit terugvat nie. Hy gaan nooit besluit, hy is nie meer lief vir jou nie. So, dit verklaar dat hy die verhouding tussen ons en hom heeltemal kom herstel het. En dis iets waarna ons vanoggend moet vashou. Wanneer ons die nagmaal neem, dan is dit 'n herinnering van Jesus, en dat hy nie sy liggaam ter vergeefs prys gegee het nie. Maar wat ek en jy doen met dit wat hy vir ons gee, dit is wat saak maak. Hy het dit nie net, sommer maar net gegee dat jy kan sê, ek is 'n kind van God, ek is gered nie, maar dat ons waarlik in die volheid van Christus kan stap en kan leef. En ons het vrylik toegang tot 'n herstelde verhouding. En wanneer ons nagmaal neem, dan herinner dit ons ook aan ons ja, wat ek en jy elke dag moet gee. En dis waar ek eintlik wil land nou, voordat ons nagmaal neem, is die vrymoedigheid wat ek en jy kan neem, dat ons by 'n plek kom waar ons kan bekeer oor en oor en oor, elke dag, van enige gedagtes, enige motiewe, enige iets wat in jou lewe inkruip, enige selfs versoekings wat jy kan bring na die voete van Jesus en net verklaar, Here, ek kan nie dit self doen nie. Ek het U nodig en ek wil staan op die feit dat ek deur genade gered is en nie uit my eie krag en my eie werke nie. So wanneer ons nagmaal neem, dan skep dit ook hierdie geleentheid vir my en jou om voor die voete van Jesus te gaan sit, te sien wat hy vir ons gedoen het, te onthou, dit was sy liggaam wat gebreek is. Sy perfekte liggaam,
dis sy perfekte bloed, die bloed van die lam, die vlekkelose lam, wat uitgegiet was. En dat dit in daai proses waar jy sit by sy voete, al daai druk van jou kom afhaal, dat jy eers jouself moet regmaak, voordat jy in sy teenwoordigheid kan wees. So dit is my hart vanoggend is, kom lê jou vrese en jou bekommernisse en jou twyfel en jou ek is nie goed genoeg nie. Bitterheid wat jy dalk in jou hart het oor 'n situasie wat nie uitgewerk het nie. Onvergewensgesindheid, dalk woede oor iets wat aan jou gedoen is. Bring alles net soos wat jy is na hom toe en weet jy kan met vrymoedigheid ingaan. Because in Hebrews 10 verse 19 to 23, and I'm ending what I'm saying with this, we read, "Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain, that is his body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near to God with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." Here Jesus, ek wil net dit oor ons bid. Dankie dat ons kan kom net soos wat ons is. En ek vra nou, Heilige Gees, dat U in hierdie oomblik tot ons sal bedien, waar elkeen van ons is. Come and minister to our hearts, Lord God. Yes, we are such an unfaithful people sometimes. We wander off. We lose sight of our first love, which is you, Lord God. Here, en ons raak afgelei met dingetjies wat in ons lewens gebeur, en ons maak dit belangriker as U partykeer. En in hierdie oomblik wat ons nagmaal neem, vra ek net, Heilige Gees, kom ons herinner elkeen van ons op U manier, Here, van U ja, en help ons om ook terug weer ja te sê, en net alles vir U te gee, en vas te hou aan, ons is gered deur genade alleen, Here, en deur ons geloof in U te sit, nie uit ons eie werke nie, Here. En ek vra regtig, mag dit vryheid bring vir ons vir die week wat voorlê, Here Jesus, mag ons weer in 'n nuwe passie vir U stap, in 'n hernieude verhouding met U stap, Here. Mag ons selfs deur die week aanhou nagmaal neem saam met U, as dit is wat U van ons vra. Maar Heilige Gees, mag U kom en regtig daai dag tot dag verhouding met ons weer bring op 'n plek waar ons vuur en vlam vir U kan wees. In Jesus se wonderlike naam alleen. Amen. Die tema van vanoggend, ek wil nog nie dit sê. Kyk, ek is nou op memory lane. Toe sy nou praat van die hemelvaart, toe dink ek, weet ons, dit is ongelukkig so dat ons hierdie belangrike dae afskeep. Die dag is net so belangrik soos Kersfees en Goeie Vrydag en Opstanding Sondag en almal. Want as een van hulle wegval, dan is ons daarmee heen. En toe ek nou groot geraak en by nagmaal het ek eintlik net daaraan gedink. Ekskuus tog. Toe het ons Saterdag aand 'n voorbereidingsdiens gehad. Sondagoggend het ons nagmaal gehad. Sondagmiddag 3:00 het ons 'n dankseggingsdiens gehad. En Sondag aand het ons nabetragting gehad. Ons gelukkig nie met die ossewa ingekom nie, maar ons moes al daai goed het ons bygewoon. Maar ek wil vanoggend met julle gesels oor gebed. En ek wil onomwonde sê dat almal van ons, beginnende by my, bid te min. En dit wat ek wil sê oor gebed is so baie, laat ek amper voel, ek het te veel kos vir die klompie skape wat hier is, julle moet maar party uitspoeg, want die mens kan ook nie 'n skaap oorvoer nie. Maar ek wil net, as ek net vanoggend die punt kan maak, of iemand kan motiveer om meer te bid, dan dink ek het God sy doel bereik met hierdie byeenkoms van vanoggend. Die tema, soos ek sê, is heeltemal te groot vir een oggend. Ek gaan glad nie ingaan op, kom ons sê, op die rol van die Heilige Gees in gebed, of die rol van my geloof in die verhoring van gebede
in daai goed nie. Ek beskou dit dus as 'n inleidende boodskap en ek hoop iemand sal voorkant toe verder gaan en meer uitbrei op gebed. Jakobus 5 vers 16 sê tog, die gebed van 'n gelowige het 'n geweldige groot krag. En gebed is so belangrik. As ons kyk na Jesus se pad op aarde en ons kyk hoeveel keer hy gebid het en hoe hy gebid het, daar Johannes 17, die hele gebed waar hy voorbidding gedoen het. Dit is so wonderlik vir my, nee. Hy sê ons nou daar, ek bid nie vir die wêreld nie. Ek bid vir die wat U my gegee het in die wêreld. Maar dan meer, dan sê hy, ek bid ook vir hulle wat tot bekering sal kom as gevolg van die woorde wat hierdie mense om my nou praat. Soos eintlik het hy toe al voorbidding gedoen vir ons wat uit die verkondiging van die evangelie tot bekering en tot bekering gekom het. En dan kyk net voor die kruisdood daar in Getsemane, hoe dikwels en hoe baie het hy gebid. Soos as dit vir Jesus so belangrik was om te bid, hoeveel te meer vir ons, dat ons aan mekaar moet bid. Toe ek die eerste keer in die hoërskool kom, ek was ook daar, toe ek die eerste keer in die hoërskool kom, toe staan ek op die verhoog en ek sê, ek is 'n produk van 'n plaasskool. En ek was nogal trots daarop, want ek was onder die eerste 4 in my klas, maar ons was net 4 in die klas. Vandag, heel wat later, hier staan ek vanoggend voor julle, baie nederig, baie dankbaar, en ek sê, ek is 'n produk van gebed. Ek is nog steeds so vol foute. Ek val nog steeds so voor die versoekings. Ek is nog glad nie daar nie. Maar as ek moet dink waar ek sou gewees het, as dit nie vir gebed was nie, ek wil nie eers daaraan dink nie. En daarom wil ek graag vanoggend 'n stukkie van my storie, 'n stukkie van my lewe, my julle deel. Maar ek doen dit met huiwering. Ek sê met huiwering omdat daar mag mense wees wat sê, as julle my storie hoor, wat sê, ag man, is maklik vir jou om te praat. Als het net reg geloop vir jou. Ander mag dink, ag, hy wil net vertel hoe goed God vir hom was. Maar dit is nie dit nie. Dit is om alle eer aan God te bring en om te beklemtoon hoe belangrik gebed in die lewe van elkeen van ons moet wees. In Jesaja 59 vers 21 staan daar, ek sal nie my gees en my woorde, ek lees dit nou sommer in my eie woorde, dit staan seker op die bord, my gees en die woorde wat ek in jou mond plaas, sal nie uit jou mond uitgaan, en nie uit jou mond van jou kinders en hulle kinders gaan nie. Dit is 'n belofte vir almal van ons. Dit is 'n belofte wat ek seker is, wat my voorouers ook gekry het. En ek staan daarop en ek herinner God gereeld aan daai belofte. Jy weet, toe my oupa Bart het elke oggend 4 uur opgestaan. In die huis waar ek nou bly, dan hy gaan sit by die tafel waar ek nou sit, hoe bevoorreg is ek. En daar het hy begin 'n lofliedere sing. En dit was die wekker van die kinders en die vrou laat hulle moet kom. En dan het hulle op die dag op die manier begin. My susters vra my nou die dag, as ek nou terugdink aan my kinderdae, wat kom eers by my op?
En sonder om 2 keer te dink sê ek, die reuk van die riempies matstoele om daai tafel, waar ons gekniel en gebid het elke aand. Ek het baie keer aan die slaap geraak, want dis die jongste gewees en ek moes laaste bid. Maar ek sê dit net om vir u te beklemtoon hoe afhanklik ons van gebed is, hoe afhanklik ek van gebed is. My pa wou baie graag 'n seun gehad het, want hy was toe al oor die 40 en en toe bid hy het my baie gesê, hy het gebid, hy het 'n stil plek gehad waar hy gaan bid. Sy binnekamer was iewers in die veld, by 'n boom, sê hy, het hy vir my gesê, ek weet nie waar dit was nie, ek dink hy het vir Jak, my seun, ek dink hy het vir hom gaan wys, voor hy dood is. Maar, daar het hy gebid vir 'n seun, en toe word ek gebore. En raai waar is ek gebore? Almal ken Trends restaurant, in Trends se kombuis. Dit was my ouma se huis, en daar het ek die lig gesien. Maar om te beklemtoon dat hierdie bid en die wandel met God, dit was nie net, dis nie ons, my familie, wat so, kom ons sê, oulik was nie. Dis van toepassing op die gemeenskap gewees. Jy weet, ons het elke eerste maandag van die maand, 3:00 die middag, was daar 'n biduur. Dan het ons die stroper doodgemaak. Ons het die trekker dood, die skape het in kraal bly staan. Dan het ons gaan bid. Dan het almal in die wijk gebid. Triana se oupa was oom Hans. Oom Hans, in liefde het ons vir hom gesê, oom Hans Bonte, om hom te onderskei van oom Hans Groentjie. Maar, en dan oom Hans het so sag, hy was 'n sagte mens, hy het so saggies gebid, dat jy moet jou oë opgehou het om te kyk wanneer hy ophou, laat die volgende ou kan begin. Maar almal het gebid. Daar was nie 'n kwessie van hier en daar nie. Pinkster was 'n gegewe. 30, 40 mense op 'n aand bid. Daai tyd vir ons vreemd. 'n Oom het in tale gebid. Ek praat nou van, ons nou 'n klompie jare terug in die NG Kerk waar ek groot vrug gekry het. Iemand het in tale gebid. Oom het so lank gebid dat die hoofouderling kom en op sy skouer vat en sê, dan gaan hy dadelik sit. Die ander tannie het net gesê, Here, help my. Maar daar was nie, en dat ek net dit sê, oom, Wilma sal nou sê, ek praat te veel. Oom Parry Brester het hier gebly agter Spar, waar Spar nou is agter. Hy het gehakkel, dis hoekom ons vir hom gesê het, oom Parry. Maar as hy in die kerk opstaan om te bid, in Pinkster, dan hakkel hy nie een woord nie. Dan bid hy die insiggewendste gebede, hy het op die spoorweeg gewerk, dan bid hy die insiggewendste gebede wat jy kan aan dink. Mense, ek noem nie hierdie goed omdat dit jare terug se ou stories is nie. Ek noem dit om vir julle te sê dat daar is geen rede waarom iemand kan sê, ek kan nie bid nie, ek kan nie in die openbaar bid nie, ek is nie so of ek is so nie. Ook in my en Wilma se huis het ons het probeer follow. Dankie die Here vir haar wat my gehelp het, maar ons het maar baie gefaal. Jy weet, ek noem dit omdat dit so afgaan. My oupa het so, my pa so, ek so. Dit is verskriklik. Maar ek wonder soms, waarom het ons al hierdie gebruike in die huis, in die kerk, in die gemeenskap, in die land, so laat agteruit gaan. Jy weet, ek weet van 'n biddag vir reën in hierdie
moedergemeente, wat op daai stadium 1200 mense kon vat, dat ons stoele in die paadjies ingedra het. Die gemeenskap het gebid, die gemeenskap was nie groter as nou nie, was eerder kleiner. Maar genoeg eers van my storie. Wat is gebed? As jy nou so luister na wat ek sê, dan klink dit so, asof dit iets is wat ons soggens moet doen, en dan iets is wat ons weer saans doen. Maar gebed is vir my 'n leefwyse. En ek kan nie anders as om weer na Henog en Moses te verwys nie. Henog het, lees ons daar in Genesis 5 vers 23, Henog het met God gewandel, en toe was hy nie meer daar nie. En Moses, lees ons, God het met Moses gepraat, daar Exodus 33, God het met Moses gepraat soos met 'n vriend. Met ander woorde, dit is 'n verhouding soos 'n pa en 'n kind wat saam loop. Nie in stilte nie. Soos twee vriende wat om 'n vuur staan en met mekaar praat. Sjoe, wat 'n wonderlike voorreg is dit, dat God in Jesus Christus dit vir ons moontlik maak. Gebed is nie 'n aflees van 'n klompie goed wat ons nodig het, so 'n lysie nie. Gebed is eerder 'n manier wat ons gees in God se gees so een word, dat dit nie eers meer nodig is om te vra, wat is die wil van God nie? Omdat hy dit in ons harte deur sy gees kom gee. Ek wil net vinnig 'n paar tipes gebede noem. Ons het nie tyd om daar diep in te gaan nie. Die gebed wat die meeste gebid word, is daai nooduitroep, daai skietgebed. Here, help my. Here, ek is in die nood, Here. En daar is 'n plek voor. Nehemia het voor hy daar by die koning ingegaan het in Nehemia, ek dink 2 vers 5 staan, ek het 'n skietgebed opgestuur na God, en die koning was my goedgesind. Moses het dit ook gedoen. Sy vriend God het vir hom gesê, toe hy nou die Egiptenare so sien aankom, toe sê hy, waarom roep jy so benoud na my, Moses? Soos, daar is 'n plek vir daai gebede. Ek en Wilma het baie keer in die nag wakker geword, dan sê sy vir my, ons moet nou bid. Dan is die kinders nou byvoorbeeld in Bloemfontein of waar ook al. En dan agterna, dan hoor ons, maar daar was 'n krisis. Die Heilige Gees herinner jou, selfs in die nag, die Bybel sê, mos stort jou hart uit dag en nag vir jou lewe van jou kinders. En mamas, as julle die kindertjies se klere opvou en wegpak, bid vir die reinheid van julle kinders. Bid vir die regte vrou, vir die regte man. Bid dwars deur die dag. Praat met God, hy wil met jou praat. Hy wil graag hoor wat jy sê. Een van die belangrike gebede is mos nou die voorbidding. Ons lees ook in Nehemia 1 vers 4, hoe Nehemia daar gesê het, ek gaan dit nou lees nie. Ek bid, ek tree in vir my volk, ook ek en my familie het gesondig teenoor U, wees ons genadig. Jesus se gebed, die pragtige gebed, wat ek net ook na verwys het, waar hy voorbidding doen, maar ons moet ook nie net bid vir die kinders van die Here nie. Dink nou net aan ou Abraham, daar met Sodom, hoe hy met God geworstel het en ingetree het. Asseblief Here, as daar soveel is, hy het voorbidding gedoen. Ons dankseggingsgebede, wat eintlik glad nie, amper nie bestaan nie. Ons is so geneig om te vra, Here, ons gaan nou Kaap toe, help ons. O Arthur, hulle praat van, gee vir ons reisgenade. Ons gaan nou op die pad, en dan kom ons veilig terug. Wie weet hoe na die dood aan jou verbygegaan het? Wat het God op daai pad van jou weggekeer? En hoeveel van ons sê dan, dankie Here, dankie ek is veilig by die huis,
My kinders is veilig klaar gery. Die binnekamer in die openbare gebed wil ek net so vinnig noem. Toe voor Jesus sê, gaan na jou binnekamer, na die stil plek en gaan bid, dan sê hy die redes waarom jy nie, die verkeerde redes waarom jy openbaar moet bid. Maar dit staan nie teenoor mekaar nie. Al twee het sy plek. Ons lees, Nami het net ook genoem, soveel keer wat daar staan, Handelinge 12 vers 12 en daar rond, van die eendragtige gebed. Hulle was eendragtig saam. Selfs daar toe Petrus, dink dit was Petrus uit die tronk uitgekom het en hy kom daar by die deur. Toe is die manne ook daar besig, eendragtige gebed. Julle hoor, ek gaan vinnig oor die goedes. Ek hoop dit kom weer later ter sprake. Waarom word gebede nie verhoor nie? Een van die groot vrae, daar is al baie teologiese boeke daaroor geskryf, wat ek nog nie een gelees het nie. Maar sommige gebede, ons moet sê, sommige gebede word nie verhoor nie, sommige gebede dink ons, word nie verhoor nie. Maar dit word tog verhoor. As ons maar net kyk na okay, waar sal ons vat? Nee, kom ons kyk eers gou na die gebede wat nie verhoor word nie. En die gebede wat, hier was 'n ou tannie op Riversdal, ek dink net Anne-Marie mag dalk weet van haar, ou tant Mimi, sy het 'n wonderlike pad geloop met die Here, 'n pragtige kind van die Here, en ek het baie by haar geleer. Sy het byvoorbeeld vir jou gesê, man, Jesus het net altyd van Jesus gepraat, as hy nou van God praat, sê, Jesus het gestaan hier op die voetenend gesit, by my, en toe het hy vir my gesê, vir daai man, moet jy nie verder bid nie, jy mors jou tyd. Dan sê sy sommer wie dit is ook. Dan dink ek aan Mimi, jy nou is jy bietjie die kop, nou is jy bietjie van die pad af. Maar ek het soos Moses daar by die bos, wat hy sê, kom laat ek nader gaan en gaan kyk wat hierdie wonderlike goed beteken. Het ons 'n bietjie nader gegaan en gaan kyk, en gesien, in die Bybel is voorbeelde. Toe die Here vir Moses vir Saul verwerp as koning van Israel. Daai hele nag voor dit, Subbat Samuel, laat die Here dit moet verander. Maar die Here sê nee. Die volgende dag sê Samuel vir Saul, ek sal nie saam met jou bid nie, want God het jou verwerp. Daar is sulke gevalle, soos moenie, maar nou, want Mimi het dalk so gehoor, my geloof en so is maar swakkerig. Soos ek hou nou maar eerder vas aan die versie wat waar hier in Lukas rond staan, wat sê, bid geduldig sonder om moedeloos te word. Dis veiliger, as wat jy na het verkeerd hoor, en hou jy op met bid vir 'n ou, wat jy nie van hou nie. Maar Moses het ook vir die Here gevra, hoeveel keer vir God gevra, hy wil in die land ingaan, in die beloofde land ingaan, tot God later vir hom gesê het, moenie verder, ek dink is Deuteronomium 3:26 of daarom, moenie verder met my daaroor praat nie. Ek gaan jou nie verhoor nie, ek gaan nie in nie. Soos ons moet nie dink, God verhoor altyd op dieselfde manier nie. Moses het die fout gemaak, hy het gedink ek het een keer met die rots geslaan, toe kom maar water, nou die volgende keer kan ek ook maar slaan, terwyl die Here gesê het, praat. En dit was 'n foutjie. God werk nie altyd op dieselfde manier nie. As ons dink aan gebede wat nie dadelik verhoor word nie. Ook 'n moeilike een vir my in 'n mate, in Daniël staan, ek dink is 10:13, Daniël 10:13 staan, toe kom die engel by Daniël en hy sê, jou gebed is verhoor, die oomblik toe jy gebid het,
Maar ek is 21 dae lank vertraag deur die Satan, deur die engel van Persie, totdat Michael gekom het om my te help, en toe kon ek nou by jou uitkom, en dit is die antwoord op jou gebed. Dit gee vir ons iets van daai geestelike oorlogvoering in die geestelike realm, wat ons bitter min of niks van weet nie. Maar dit kan wees, jy weet, Lazarus sy susters wou gehad het, hy moet hom dadelik gesond maak. God se plan was, ek gaan hom uit die doodheid opwek, my naam gaan daardeur meer verheerlik word. Soos, moenie dink as jou gebed nie dadelik verhoor word, dat jy gaan nie, of hy word nie verhoor nie. Ek het baie keer bid of ek het al baie gebid en ek bid dit gereeld, Psalm 71 vers 18, daar staan, moet my nie nou, dat ek oud en grys geword het, alleen laat nie, sodat ek nog vir die geslagte wat kom, kan vertel van u magtige dade. Nou God het daai gebed vir my verhoor. Ek kan nog vandag vertel van die magtige dade van God. Soos, gee my net 'n kans om ten minste net so 2 of 3 goedjies, drastiese goed, vir julle te noem. Weereens, net om te beklemtoon, gebed, gebed, gebed. Bid mense, bid aan mekaar. God is getrou, hy sal hoor. Kom ons begin nog by 'n klein dingetjie. Ek was ook daar in Transvaal, voor ek begin leef het, daar waar die baie geld is, en goeie werk en al so aan met baie geld, maar dit is nie lekker nie, en ek wil Suid-Kaap toe kom, en ons bid, ek en Wilma bid ernstig, ons wil Suid-Kaap toe kom, en die Here gee 'n geleentheid, hier agter op Lady Smith, vir minder as die helfte van die geld, en dan het sy ook nie eers 'n werk nie. En daai nag droom ek, daar's klompe mannetjies, hulle lyk soos dollartekens, en hulle druk my vas, en hulle wil my verwrig. Nodeloos om te sê, die volgende dag het ons dit aanvaar en getrek, en God het op bo-natuurlike wyse vir ons voorsien, nog altyd. Van julle weet, ek het my ou swak hartjie. Ek het 2 hartomleidings en 'n stent nou al gehad. My eerste een op 45, maar met die tweede hartaanval, toe lê ek hier op George, Mosselbaai, onder sedasie, want hulle moet my toe nou stabiliseer of wat ook al. Maar in die 2 dae wat ek nie by my bewussyn is nie, sien ek in my gees 'n bak met balletjies. Die kinders het, ek weet nie of hulle dit nog het, die sulke balletjies gehad, as hulle op en maak het sulke liggies. En hy maak net die liggie as hy beweeg. En daar is so bak vol sulke balletjies en dit beweeg. En dit gee lig af. En dan gaan dit so amper dood. Dan gooi iemand weer 'n balletjie in. En dan is daar weer 'n beweging. En in die toestand wat ek is, nie agterna nie, in die toestand wat ek daar is, ervaar ek by God. Dit is die gebede van my mense. Die gebede wat opgaan, dat ek moet lewe. En ek het dit, soos julle kan sien, oorleef. 'n klompie jare terug, nog net die enetjie vir julle sê, 'n klompie, wel, dit is ook al baie jare terug, toe was dit nog die gebruik, jy begin nie te werk die oggend voor Sondag of Maandag, Sondagoggend 12 uur, dan kan jy nou land toe gaan. En ek het lekker gereën, en Sondagoggend 12 uur, Sondagnag,
Daar sy. Sondagnacht 12 uur, maandagoggend 5 oor 12 gaan ek land toe. Maar die trekker, die ou Fiat wil nie staar teen, hulle stoot my. Hulle stoot hom vir my uit die stoor uit, so afdraantjie. En toe ek moet opklim, toe val ek voor die agterwiel. Sy trappie sit ons hier voor die agterwiel. Toe val ek in die trekker se agterwiel, ry boor my. Nou, ja, ek het gedink dit is nou maar die einde, wou nie eers dokter toe gaan nie, was nie helemaal by my bewusheid nie, maar Wilma met 4 kindertjies onder 12 sê nee, ek ga jou nou invat en sy laai my daar in 'n groen kombi en ons kom in dorp toe en sy bid aan mekaar. Ek weet nie baie van die rit af, ek weet net van pyn en interessant, ek het baie gebid. Die Heilige Gees het my gedurig herinner, moenie beloftes maak aan God, want jy is nie in staat om dit uit te voer of na te kom nie. Dit is 'n ding wat ons moet versigtig voor wees, om te sê, Here, help my, dan sal, want ons is nie daartoe in staat nie. Maar in elk geval, so kom ons in, excuse, toe ons hier oor die spoorlyn gaan, hierdie spoor, hier in Noordstraat, toe ons oor die spoor ry, toe is ek in 'n oogwink, totaal genees. Laat ek regop sit, sy ry toe nog by die hospitaal, laat ek daar uitklim, hulle wil niks weet nie, want hulle wag nou almal vir my voor die deur, maar ek maak hier niks, al wat ek oorgehou het, is 'n so ou snytjie op my bout, waar die vet so bietjie uitgebars het, wat hulle toegewerk het, en ek is huis toe. En interessant, die maandagmiddag was die eerste maandag van die maand. Maandagmiddag 3 uur was die bid hier by ons in die huis, en ek kon dit bywoon, saam met die mense. Soos, ek het weer eens geen rede waarom ek nie, moet bid nie, waarom ek afvallig moet wees soos ek is nie, en so aan. Ek sluit af waar ek begin het mee. Dit wat julle in my sien, wat julle van hou, is die vrug van gebed. Die baie goed wat julle in my sien, wat julle nie van hou nie. Bid saam met my, dat God dit sal verander, en dat ons almal saam die dag as hy kom, onberispelik voor hom kan staan. Ek vra net weer, hoekom maak ons so min gebruik van daai geweldige wapen van gebed? Ons is so geneig om eers alles te doen, en dan te bid. Sal dit nie beter wees as ons dalk eers bid, en dan alles doen, wat ons by God hoor nie? Ek sluit af met, wil graag vir julle bid. Maar dan sê ek ook weer eens, jy weet, ons gee baie keer uitnodigings hier, vir mense wat gebed nodig het. Kom, hier sal mense wees, baie mense wees, wat vir jou kan bid. En as dit nie vanoggend is nie, moenie worry nie. Kom 'n volgende keer, maar kom, en nie net kom nie, maak jou lewe 'n lewe van gebed. Kom ons maak die oë toe. Here onse God, o wat 'n voorreg is dit, dat die voorhangsel geskeur het, en dat ons met die lewende God kan praat, in die naam van Jesus Christus. Here, ek wil kom, u naam kom groot maak, en u loof, vir al u goedheid en genade in ons lewens. Ek wil kom dankie sê, dankie vir al u seëninge, dankie vir al die wonderwerke, ook die wat ons nie eens raak sien nie. Here, help ons om werklik met u te wandel. Help ons om te luister, te shama, maar help ons, Here, dat ons
in al die klein dingetjies met U sal loop. En ek wil graag hierdie kinders van U voor my, Here, wil ek seën in die naam van Jesus Christus, God die Vader, die Heilige Gees, U wat vir Abraham, Isak en Jakob gesorg het, U wat vir ons voorgeslagte in hierdie land gesorg het, U wat elke dag nog vir ons sorg. Here God, moet asseblief nie een oomblik U hand van seën van ons af terugtrek nie. Ek eer U vir alles. Dankie Vader. Amen.